Dankie dat in U teenwoordigheid is daar 'n volheid van vryheid, Here. Here, dankie dat U die losprys vol betaal het, Here. Here, in hierdie oggend kies ons, in hierdie dag kies ons, uit U genade en U genade alleen, om onsself neer te lê. Kom vorm ons. Here, ons maak ons harte oop, Here, dat U woord sal vrug dra in ons harte vanoggend, Here. Die son sal dit nie skroei nie, die onkruid sal dit nie laat doodgaan nie, en die voël sal dit nie oppik nie. Kom spreek U woord in ons, Here. Want is U woord wat lewendig is, Here. Dis U woord wat lewend is, is U woord, Here, wat ons vry maak. U woord, Here. In Jesus naam. Amen. Vanoggend se preek. Jy sal krag ontvang vir jou roeping. Nou Mark Twain, ek het nie regtig idee wie dit is nie, maar ek het hierdie volgende quote gehoor van hom, wat my baie goeie stelling is. En ek wil ons vanoggend se preek begin met dit. Is hy die volgende gesê, dat die belangrikste 2 oomblikke in enige persoon se lewe is die volgende: die dag wanneer hy gebore word en die dag wanneer hy uitvind hoekom. En ek wil dit so 'n bietjie verander. Ek wil vir jou sê, die belangrikste oomblik in elke persoon se lewe, my lewe en in jou lewe, is die dag wanneer jy wedergebore word. Want dan begin jy lewe regtig. En wanneer jy jou roeping vind. En albei van daai, wanneer jy wedergebore word en wanneer jy jou roeping vind, word alles gevind in die kruis, die opstanding en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. So ja, ek gaan vanoggend praat oor die Heilige Gees, want ons gaan nou in Pinksterweek in. Op donderdag was hemelvaart, wat Jesus opgegaan het na die hemel toe, en die engele vra vir die manne, wat staan julle nog hierso? Weet julle dan nie, dat soos julle hom nou sien opgaan het, gaan hy ook eendag terugkom. So Jesus kom terug eendag. Prys die Here daarvoor. Ek sien uit daarna. Maar ons hoef nie net, hy het ons nie net gelos om te wag wanneer hy terugkom nie. Hy het ons 'n opdrag gegee, en hy het ook vir ons krag gegee om hierdie opdrag uit te lewe. Hy sê vir sy disippels, gaan jy Jerusalem, en julle sal wag daar, en julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Maar nou hardloop ek myself bietjie vooruit. So kom ons begin by die kruis. Jesus het doodgegaan vir ons almal in die kruis. Ons besef dit. Ons weet dit. Hy het doodgegaan vir ons sondes. Totaal en al, elkeen, al ons sondes vergewe. Jesus hang aan die kruis en hy sê, tetelestai. Nou tetelestai in Engels is paid in full, in Afrikaans vol betaal. Nou daai is nie net 'n geestelike, Christelike Bybelterm nie. Dit is die term wat hulle ook gesit het op 'n slaaf se skuldbrief, of enige skuldbrief wat jy in daai tyd het hulle geskryf as jy jou skuld vol betaal het. Slawe sou ook daai tyd hulle skuld afbetaal het. Hulle bond so jy het, as 'n slaaf, as ek nou met Eugene in skuld was, dan sou ek hom gesê, Eugene, ek kan nie hierdie skuld afbetaal, kan ek vir jou kom werk, en ek werk hierdie skuld af oor 'n paar jaar. En hy sou gesê, dis reg. En aan die einde van daai tydperk sou hy gesê het, tetelestai, jy het dit klaar afgewerk, jou skuld is volbetaal. En dan kry ons iets wat 'n bondservant is, wat ons dan in Engels kry. Dis ek wat sê, weet jy wat, Eugene, jy het so goed gekyk na my, ek wil eerder net vir jou werk. Maar daai volbetaal beteken eintlik ek is vry, ek kan gaan. En dis wat Jesus sê, jou skuld, as jy na hom toe kom, net as jy na hom toe kom, is vol betaal, tetelestai. Maar soveel keer, en hier's waar dit baie keer hartseer raak, is baie mense kom tot by die kruis. Ek dink daar's regtig baie mense wat kom tot die kruis, maar soveel mense bly by die kruis. En die Christelike lewe is een van, die Here vergewe my sondes, genade is niet vandag, en vandag probeer ek net beter doen as gister om nie te sondig nie.
En daar is nie 'n lewe van roeping nie. Ons lewe as Christene is baie meer as net een van ek probeer om nie te sondig nie. Ek probeer om in Jesus se goeie boekies te bly. Want daar's 'n opstanding. Ons moet die volle evangelie verstaan. Nie net vir jou part nie, maar ook vir die mense wat die voorreg het om paai te kruis met jou. Ek het reg gehoor. Dit is mense se voorreg en is veronderstel om mense se voorreg te wees. Dat wanneer ons hierdie verstaan, om paai te kruis met ons. Ons sien in Handelinge, die man wat by die tempel sit en hy vra vir 'n almoes. En Petrus en Johannes kom verby en hy sê, meneer, gee vir my asseblief 'n almoes. En hy sê, kyk na ons. Het ons iets? Is dit niks? Maar dit wat ons het, gee ons jou. Dis 'n krippel gewees, hy kon nie loop nie. Jy kon nie loop nie. Ons het niks. Hoeveel keer het ons al dit gesê? In Suid-Afrika, ek kom met daai robot. Veral, die ergste is, as jy nou net by die garage gestop het, en hulle maak vir jou so, en jy sê niks in jou toebroodjie lê langs jou. Liewe land. Daai verlore wil. Wat het jy om te gee? Want ons het iets om te gee. As jy hierdie verstaan, gaan jy altyd iets hê om te gee. En die wedergeboorte is wat ek nou eerste wil gaan stilstaan, want dit is die beginpunt van dit, is nie die kruis nie, maar ook die opstanding van Jesus Christus. En ek wil vir julle sê, as julle hierdie verstaan vandag, het julle mooi voete. Dit klink nou vir julle vreemd, né? Maar die Bybel sê vir ons in Jesaja 52, hoe mooi is die voete van hulle wat die goeie nuus van die evangelie bring. En dis elkeen van ons se plig. Ons is geroep om mooi voete te hê. Okay? As jy enigiets vergeet van hierdie preek, onthou net daai, jy is geroep om mooi voete te hê. So kom ons begin by die wedergeboorte. Want as ek vir jou vra, kan jy iemand na Jesus toe lei? Sou jy dit kan doen? En ek dink baie van julle sal kan. Maar ek wil dit net weer eens lekker vasmaak. So, Johannes en Nicodemus kom na Jesus toe in die tuin, laat die aand, en hy vra vir Jesus, hoe kan 'n mens, vertel my van die koninkryk, leer ons van die koninkryk, en Jesus sê vir hom, niemand kan die koninkryk van God ingaan, tensy hy nie wedergebore is nie. En hy's baie perpleks op sy gesig, en hy sê, hoe kan ek weer gebore word? En ek wil vir jou sê, wedergeboorte is van kardinale belang. Dit is, behalwe, ons kan het sien dat Jesus dit sê, jy kan nie die ewige lewe hê sonder wedergeboorte nie. Maar wat ek en jy moet verstaan is, ek en jy is sondig gebore. Ons is gebore in sonde. Ons is nie perfek gebore nie, al wil ons partykeer so glo. Almal wanneer hulle gebore word, is op pad hel toe, dis hoekom Jesus gekom het. So, daai ding van, nee, maar ek is so gebore, so what? Dis hoekom jy weer gebore moet word. Ek dink, want dit is nogal 'n gemaklike verskoning. As ons kyk na die samelewing. En dit word baie ekstreem gevat nou. Word homoseksueel gebore. Wat wetenskap eintlik nie eers regtig ondersteun nie. Wetenskap was net goed genoeg om Christendom te ondermyn, en nou dat wetenskap anders wys vir die wêreldse argumente, nou is wetenskap weer beskiklik verkeerd. So wat as jy so gebore is? Jy moet weer gebore word. Ek sal nooit vergeet, ek het dit al vir julle vertel, en dit was nie die regte ding om te sê nie, ek het baie repent daaroor, baie. Dis die moslim wat vir my sê, almal, ek evangeliseer eendag aan moslim, en hy sê vir my, almal word moslims gebore, dan verloor hulle die pad, en word hulle Christene, en hy gaan my nou probeer convert terug na moslim toe. Toe sê ek, weet jy wat, ek stem saam met jou. Almal word moslims gebore, want my Bybel sê vir my, almal word 'n sondaar gebore. So ek stem saam met jou. En hy het nie gedink ek is snaaks nie. Ek het in nou oomblik gedink ek is baie snaaks, maar nou is ek soos Hendrik, sulke tye is nie noodwendig die regte oomblik om sulke snaartjie comments te maak nie. Maar almal word sonde gebore. Jesus het my so gemaak en gelaat staan. Nee.
pottebakker, jy's die klei, jy word gevorm. Jy word gevorm, maar dit gebeur eers met wedergeboorte. Tensy jy deur water en in gees weergebore word, is jy gered. Nou ek wil nou vinnig daai water en gees net vinnig vir julle verduidelik, want water en gees skei mense, kan jy nie van mekaar af skei nie, want dan kom jy af op doop en bekering. Wel, ons moenie die twee terms van mekaar skei nie, die water het verwys na geboorte. Doop red jou nie, maar is vrek belangrik. Amen? Doop red jou nie. Ek praat van volwasse doop. Nie pedobaptism nie. Ons inseëning. Ons noem dit inseëning, dis 'n mamma en 'n pappa wat 'n belofte aflê dat ons die kind sal grootmaak in die weë van die Here. En as jy met my, as jy 'n vraag het oor groot doop, wanneer is Jesus gedoop? Toe hy groot was. Daar's my beste argument. Ek het nie vir jou 'n ander argument in jou geval nie. So kom ons lees in Johannes 3, vanaf vers 1 tot 5. Net nou sê ek lees nie genoeg uit die Bybel vanoggend nie. Johannes 3, vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as oud is gebore word? As hy oud is, hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot van sy moeder ingaan en weergebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou daai water en gees, soos ek nou net gesê het, dit praat nie van doop nie. Doop is belangrik. Doop gaan ek nou vinnig na verwys. Doop is 'n uitbeelding van jou wedergeboorte. Ek gaan nou vir julle die skrif van Romeine ook wys, waar jy onder die water gaan, waar jy jouself vereenselwig met Jesus se dood, en jy kom weer uit die water uit, soos wat hy uit die graf uitgekom het. Maar ek gaan nou daai vir julle in die skrif wys. So, net die hoofstuk daarna, en ek wil vinnig daarin raak, water en gees, want daar is 'n goeie vraag, net in die volgende hoofstuk, het ek altyd die volgende vraag gehad. Jesus sê, daar kom 'n tyd wat ware aanbidders my sal aanbid in gees en waarheid. Nou waarheid dink ek is nogal redelik 'n maklike een. Ek dink ons almal verstaan dit, waarheid, ons aanbid hom in waarheid. Maar gees, het jy al gewonder, wat beteken dit om God in gees te aanbid? Wat het die vorige hoofstuk net voor het gesê? In gees en in waarheid. Ons kom tot bekering, ons word uit die gees uitgebore, want dit wat uit die gees uitgebore is gees. Maar uit die vlees is vlees. So wedergeboorte is verskriklik belangrik. Ons gaan dood in onsself en ons staan weer op saam met Jesus in 'n nuwe lewe. Amen. Julle volg my nog tot daar. Handelinge 16 vers 29 lees as volg. Handelinge 16. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So Paulus en Silas was in die tronk gewees en die tronkdeur het oopgegaan en die tronkbewaarder het gedink, o vrek, hulle het ontsnap onder my toesig, wat beteken hulle gaan my straf daarvoor, hy wil op sy swaard val, hy wil sy eie lewe neem. En Paulus en Silas het nie toe die keer toe die deure oopgaan, uitgehardloop en gesê, dis 'n oop deur van die Here, dit moet die Here wees, die deure is oop, ek moet hardloop nie. Hulle het gebly sit en toe die tronkbewaarder sy neeme wou leem, toe sê hy, wag. En hy val voor hulle neer en hy vra, hoe kan ek gered word? Hoe kan ek weer gebore word? Deur te glo in Jesus Christus. Dit is hoe ons tot wedergeboorte kom, is ons glo in die kruis, met ons mond, Here, ek is 'n sondaar,
En dit is hoe jy iemand lei ook tot Jesus toe. Eerst moet hy besef, hy is 'n sondaar. Soos wat elkeen van ons tot daai besef gekom het eers. Hoop ek, as jy nog nie het nie, asseblief, kom gesels met my na die tyd. Here, ek is 'n sondaar. Ek het 'n redder nodig. En ek besef dat redding kom net deur Jesus, die koning, wat dood gegaan het aan die kruis en dood kon hom nie vashou nie, hy het opgestaan in 'n nuwe lewe. Daar is nie dood vir ons wat in Christus is nie. Hoe amazing is dit? Dink net so 'n bietjie daaroor. Vir ons wat in Jesus Christus is daar nie dood nie. Hoeveel keer voel dood? En dit doen nog steeds. Vir baie van ons. Ek dink, het is baie maklik om te sê totdat jy gekonfronteer word daarmee. Dit voel baie keer so finaal. Dit voel baie keer, dis die punt. Die storie is klaar. Hier is maar ons klein stukkie hierso. Baie klein stukkie hierso. Is eendag gaan ons daarbo wees al by hom, volheid van hom, sonder pyn, sonder seer, volheid van vreugde. Maar beteken dit ons kan dit net daar beleef? Soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons kan dit nou al beleef, maar die volheid gaan ons eendag daar beleef. Wat 'n amazing vooruitsig. Ek kan regtig verstaan dat Paulus skryf, ek is in 'n tweestryd. Dus aan die een kant sien ek uit om hemel toe te gaan. Ek wil by my Vader wees. Maar ter wille van julle bly ek nog hier. So wat sê hy? Ek het nog 'n roeping. Hy sê, daar's mense wat Jesus nog nie ken nie. En daarvoor moet ek hier bly. Yes, ek kan uitsien. Want ek is gered, so ek kan uitsien, maar dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan nie net oor ons nie. Christendom het ongelukkig in die westerse wêreld so 'n selfdienende geloof geword. En ek sê nie vir julle nie, ek praat nou glad nie met julle nie. So as jy kyk om jou, kyk soos bietjie in die wêreld. Die 12 stappe tot dit gaan oor my. Hoe kan die Here my help? Wat kan die Here vir my doen? Here, ek help my. Help my, Here, help my. En ek is absoluut soos ek strei nie. Hy is goed vir ons. En hy wil goed wees vir ons. Ek dink aan Jesus vertel van die verlore seun. Ons ken die storie van die verlore seun, almal ken hom. Amen. Die seun kom terug, hy maak 'n kalf hy slag 'n vetgemaakte kalf, hulle feesvier, hulle is bly, almal is bly, die seun het teruggekom. Maar die seun wat gebly het, wat nie sy erfporsie gaan spandeer en gemors het nie, wat nie eintlik sy pa dood verwens het nie, want is eintlik wat daai seun gedoen het toe hy gesê het, gee my erfporsie, as ek wens jy was dood, gee vir my geld, want dis wanneer jy erfdeel kry. Jy kry erfdeel wanneer jou pa doodgaan, of jou ouers doodgaan. Sy verwens eintlik sy pa. So, hier is 'n groot daad van die pa om hierdie seun terug te bring. Dis meer as net sy geld wat hy gemors het. En hierdie seun kom na hom toe en hy sê vir hom, pa, hoe kan jy dit doen vir hom? Hier's ek nog altyd. Ek doen alles wat u van my vra. Ek trap binne die lyne. Ek is soet. En hy sê vir hom, ai my seun, weet jy dan nie, dat alles wat myne is, was nog altyd joune nie. Daai woord het my so getref toe ek het, eintlik al 'n paar jaar terug gelees het, is, yes, alles wat syne is ons sin. Hy is goed vir ons, en hy wil goed wees vir jou. Regtig. God wil baie meer goed doen vir jou, as wat jy vir jouself wil doen. Regtig. Ons moet net partykeer hom toelaat om goed te wees vir ons, in plaas van vir onsself te probeer goed wees. En fokus gewees op sy koninkryk. Soek allereers sy koninkryk. En waar gaan sy koninkryk? Mense. The currency of heaven, ek dink is Reinhard Bonke wat het gesê het, the currency of heaven is people. So al wat ons saamvat, jy moet doen, is mense. Nou het ek lekker eintlik van my punt afgedwaal. Maar dit was 'n lekker plek om te gaan. Prys die Here. Prys die Here. Nie Handelinge nie, Romeine 6, vanaf vers 1 tot 6. Lees ons die volgende. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie.
Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Voor die kruisiging sondig ons, want dit is ons natuur. Wat ons doen? Maklik om te sonde. Na die kruisiging sondig ons as gevolg van verkeerde keuses. Want jy het 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing in jou. Ek glo dat wanneer jy weergebore word, alles nuut geword het. En dis hoekom dit so belangrik is. Alles sê ek jy gaan dit altyd reg kry, dis wat ek sê nie, maar jy kan, dis wat ek sê. Sê nie ek gaan nie, ek sê jy kan. En ek nooi jou na daai plek toe. Eers ek mag ek nooit 'n pastoor wees wat vir jou sê, toe maar jy gaan nou weer dit verkeerd kry nie. Ek gaan jou altyd aanmoedig. Ek gaan jou altyd champion. Tot op 'n plek waar ons beter is, waar ons meer gaan vir sy glorie, waar ons meer gelykvormigheid word aan hom. Gelykvorm word aan hom. Van glorie tot glorie. Dis ons voorreg. Hy wat die eerste gebore is, die tweede Adam, sodat ons in sy voetspore kan volg. Tel op jou kruis en volg my. Maar wat beteken aan kruis optel? Lê jou lewe neer. Dis ook so belangrik is om jou lewe neer te lê, net in daai stelling om van die westerse wêreld wat homself dien. Christendom is glad nie selfdienende geloof nie. Lê jou lewe neer. Hê jou lewe nie lief tot die dood nie. Die probleem is as ons lewe lief het, gaan ons hom nie volg waar hy gaan nie. Ons bluf onsself as ons dit sê. Ons bluf onsself as ons sê ons kan Jesus volg en ons lewe lief hê. Want hy het nie sy lewe lief gehad nie. Tot die dood nie. En hy sê vir ons dat hy wat nie sy lewe lief het nie, sal dit kry. Want ons kan hom vertrou. Volheid in lewe in hom. Net in hom. So, dit is die eerste twee prentjies, kruis en die leë graf, die volle evangelie. Die evangelie is nie net die kruis nie, dit is ook die opstanding. Baie belangrik. Baie belangrik. Want jy is nie net vergewe nie, jy is ook gebore in 'n nuwe bloedlyn. Dis hoekom ek nie glo in bloedlyn vloeke nie. As jy vra daaroor, kan jy weer nader dit met my kan praat. Want ek is in 'n nuwe bloedlyn. Al my sondes is vergewe. Dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het, is soveel groter en soveel meer as wat enige ander persoon in my familie ergens stamboom aangejaag het. Ek is nie meer deel van dit nie. Ek is in 'n nuwe bloedlyn, ek is 'n nuwe skepsel, ek is weergebore uit die gees uit. So wat hulle gedoen het, taf vir hulle. Dis hoekom ek kry partykeer die vraag, maar wat as iemand vloeke oor my uitspreek? Wel, Biljam het probeer vloeke uitspreek oor Israel en dit het elke keer omgedraai in 'n seëning. Dis die ou met wie wat se donkie met hom gepraat het. Ek het dit so 'n paar weke terug gebruik. Dis 'n baie interessante storie. Die donkie sien 'n engel, hy sien nie die engel nie. Die donkie beer weg en hy slaan sy donkie 'n paar keer en op 'n stuk hak die donkie af en sê, "Hoekom slaan jy my?" En hy praat terug met die donkie. Daai is altyd vir my fascinerend dat ek sê die donkie antwoord. Nee, dis nie Shrek nie, dis in die Bybel. En wat ek probeer sê in dit is, okay, wat as iemand 'n vloek oor my uitspreek? Want dit wat Jesus oor my sê is baie meer kragtig. Ek dink regtig ons baie keer soos daar mediteer en besef en vol word van wat hy oor ons sê, sodat wanneer aantuigings kom, dit nie grond het om of vatplek het of plek om te gaan sit nie. Wanneer die voël kom vlieg, is daar nie plek vir hom in die boom nie, want ek is so vol van sy woord. Ek weet wat hy oor my sê, ek weet wat sy beloftes oor my, as die duiwel sonde van my bring wat ek destyds gedoen het, kan ek vir hom sê, weet jy wat, ek hoor jou.
Maar my Bybel sê ek is vergewe. Ek het my sondes bely. Ek voel nie meer skaam oor daai nie. Daai hou my nie meer vas nie, want ek is nie daai mens nie. Ek is weergebore. Verstaan hoekom die kruisiging en die opstanding so belangrik is en die woord so belangrik is? Sodat ons kan weet wat hy oor ons sê. Wat hy amper val hy. Dan bring ek by die laaste punt en die laaste gedeelte van die preek. En dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En nou kom ons by waar die titel sê, jy sal jou krag vir jou roeping ontvang. En dit was my belangrik om die oploop van dit tot hier te vat, want ons lewe eintlik nou van Paasfees tot nou toe, Hemelvaart, en nou is ons by Pinkster. So net lekker 'n recap, maar jy kan nie hierdie recap skip soos jy op Netflix skip nie. Hierdie was 'n belangrike recap om tot hier te kom, om tot by Pinkster te kom. So Jesus gaan terug hemel toe, Hemelvaart. Ons almal weet Hemelvaart was nou afgelope donderdag gewees. En Jesus het net voor hy gegaan het, sê vir sy disippels, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Want ek sal hom stuur wat? Net soos ek is. So twee goed wat jy moet sien hierso. Dis 'n belofte wat hy maak aan elkeen van ons. 'n Belofte, die Heilige Gees. Nie net sommige mense word gedoop met die Heilige Gees nie, almal word gedoop met die Heilige Gees, of kan gedoop word met die Heilige Gees. Dis 'n belofte. Tweede ding wat ons moet sien is, wat net soos ek is. Net soos Jesus is. As jy gaan kyk in die oorspronklike taal, presies soos hy. Hy is God. Jy hoef nie te wonder hoe is die Heilige Gees nie. Jy hoef nie te wonder hoe is God die Vader nie. Soos die disippels nie. Die disippels kom nou om te sê, Here, wys ons die Vader. En Jesus sê vir hulle, hoe lank sal ek nog met julle wees? Weet jy dan nie, dat as jy my gesien het, het jy die Vader gesien nie? So ons kan God ken. Hoe amazing is dit? Ons kan hom ken. Ons kan weet hoe sy karakter is. Ons kan weet hoe hy oor goed dink en voel. Ons het die evangelie. Kan net gaan lees, hoe het Jesus homself aangewend? Hoe het hy mense hanteer? En dit is hoe God is. En daai selfde God kom lewe in ons. En dit het gebeur op Pinkster. Pinkster was nie 'n fees. Of die fees, ons noem nou Pinkster, maar dit was die fees van weke gewees. Dit was 50 dae na Paasfees gevier. Daar was 3 feeste wat die Jode moes gevier het. En hoekom sê ek dit vir jou? Want ek wil die volgende ook punt ook oordra, is God het 'n plan met jou lewe al lank voor jy begin dink het aan wat moet ek met my toekoms doen. Want God het die fees van weke ingestel al in Exodus. En die fees van weke is 'n viering van die eerstelinge van hulle is 'n danksegging fees wat hulle vir God gee. Jesus is ons eersteling van baie. En wat moes gebeur het in die Nuwe Testament is as gevolg van ballingskap, as jy die laaste deel van die Ou Testament lees, was die Jode al reg oor die wêreld maar redelik versprei gewees. Nie almal het na die ballingskap wat hulle weggevoer was in gevangenskap teruggekom nie. Maar wat tydens hierdie fees gebeur het, is baie van hulle, ten minste een van elke stam of huishouding, het Jerusalem toe gekom. Baie merkwaardig dat God dit so gedoen het. Dit was nie per ongeluk op hierdie dag of op hierdie tyd nie. Dit was al beplan van die begin van tyd af. So op hierdie fees kom al die Jode bymekaar, wat een uit die stam of een uit die huishouding, en op hierdie dag word die Gees van God uitgestort. En Petrus staan op en sê, hierdie is wat die skrif gesê het. Die skrif word nou hier volbring, wat in Joël 2 vers 28 sê, dat God sal sy Gees op alle vlees uitstort. En ons lees dan hoe daar 'n vuur van tonge bo die mense se koppe verskyn het, en hoe hulle in tale begin spreek het. Nou ek sal op 'n ander preek lekker in die gawes van die Gees ingaan en ons kan 'n bietjie oor tale ook praat, maar die tale hierso in hierdie teksdeel is mensentale. Dit is nie 'n geestestaal soos wat ek ook bid, van julle ook bid. Dis nie 'n geestestaal en almal kan bid. Kan almal in tale bid? Ja. Almal kan in tale bid. So, maar hierdie was mensentale gewees. Hoekom? Want onthou mense het van oral teruggekom.
Hulle het nie meer noodwendig Hebreëus gepraat nie. So nou hoor hulle die evangelie, wat ek nou vir julle gesê het, hoor hulle in hulle eie taal, en hulle gaan terug, en hulle gaan verkondig die evangelie vol van die Heilige Gees. Gaan verkondig hulle. Sien jy hoe God hierdie ding uitbeplan het, lang voor, dit was nie net 'n fees wat hulle moes onderhou, onderhou nie die fees, want ek sê so nie. God het 'n plan daarmee gehad. Hulle het dit nie noodwendig verstaan altyd nie, maar die volheid van dit het in werking gekom. En die Heilige Gees is op alle vlees uitgestort. En ons sien dan later in Handeling, in hoofstuk, en ek sê nie my 3 keer, dalk was dit net vir daai oomblik, of net vir die Jode. Wel, later in Handelinge 10 maak dit 'n draai en dit gaan uit na die heidene toe, waar Petrus net preek, en die Gees van God val op al die mense. En die Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, die doping van die Heilige Gees, is 'n verskriklike, belangrike gebeurtenis in elke Christen se lewe. En as jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, vertrou ek vanoggend, sal daai oggend wees vir jou. Doop ek jou in die Heilige Gees? Nee, Jesus. Jesus is die een wat doop in die Heilige Gees. Hy wat, Johannes die doper sê, hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie, sal hulle doop in die Gees en vuur. Amen? Amen. Julle nog, almal okay, julle nog by? Julle volg nog? Ek sê dan weer iemand knikkie, so ek hoef nog nie te sê, staan nou op, en dan gaan julle dalk saam met my waartoe ek gaan. En hoekom is dit vir my so belangrik dat jy gedoop word in die Heilige Gees? Want was vir Jesus baie belangrik geweest. Ek het so 'n bietjie my vooruit gehardloop aan die begin van die preek. Maar hy sê vir sy disippels, gaan na Jerusalem, wag daar, en jy sal krag ontvang om my getuie te wees. En daai is jou roeping. Jou roeping is om 'n getuie te wees van Jesus Christus in alles wat jy doen. Korintiërs sê vir ons dat aan almal van ons is die bediening van versoening gegee. Wat beteken die bediening van versoening? Om mooi voete te hê. Want ons ken Jesus, maar die ou langs so voor ons, agter ons, ken hom dalk nie, en dit is dan ons plig om 'n getuie te wees. En vloei die gawes van die Gees nog? Is daar nog genesing? Ja. Is daar woorde van kennis? Is daar werking van kragte? Ja, al daai is nog daar. Hoekom? Want die Bybel sê dat God het saam met die apostels getuig deur wonders en tekens. Wonders en tekens is God wat saam met ons getuig, soos wat ons getuig van hom. Ons sien in Nikodemus het geweet hy is God as gevolg van die wonders en tekens. So ek wil vir jou sê, yes, spreek die evangelie, maar vertrou die Here. As iemand siek is voor jou, bid vir hulle. As iemand wysheid nodig het, bid vir wysheid. As iemand 'n wonderwerk nodig het, bid vir dit. Ek het nou hierdie week wat nou verby is, die getuig ek so 'n bietjie oor Malawi, my heel eerste dowe oor wat ek sien oopgaan het. En die persoon kan weer hoor. Toe het ek dit verkeerd vertel, toe sê ek die ou kan nou weer sien. Ag, hoor. Toe lag die kinders lekker. Dit is nogal interessant om voor kinders te preek, ek moet sê. En toe, dit was my so 'n mooi oomblik, want net daarna, toe sê die keer ouetjie se hand op, my oom sal oom dan vir my knie ook bid, want sy knie is ook seer. En daar kon ons as 'n hele klas alle hande uitsteek, ek sit my hand op en ek kon vir hierdie ouetjie se knie gebid het. God wil beweeg deur jou. So dis nie het ek 'n roeping nie, dis nie wat is my roeping nie, hier is vanoggend jou roeping. Jy is geroep om 'n getuie te wees in alles wat jy doen van Jesus Christus. Jy is vergewe, het 'n nuwe lewe en jy sal krag ontvang. Want dit is baie keer vir ons nogal intimiderend om voor mense of met mense te praat. Dis vir my nog steeds. Dis selfs 'n vreemde, of selfs baie keer iemand wat jy al 'n rukkie ken, om te sê hoe jy engage om geloofswys, né? Want ons is al so bang vir wat die backlash gaan wees. Maar jy sal krag ontvang om my getuie te wees. Dit is ons plig, dit is ons voorreg. En as jy gedoop is in die Heilige Gees, want ek wil net tog jy moet hierdie verstaan, is as jy gedoop word in die Heilige Gees,
dan is daar iets in jou wat brand. In die sin van iets in jou, dit voel so iets wat wil uit, dit klink eintlik baie vreemd. As iemand nou net daai deel in die preek luister, dan klink dit soos wat doen hierdie kerk? Daar's iets in jou wat wil uit, weet? Maar die Heilige Gees is in jou, daai dryf, en ek sal altyd sê, daar's een teken vir my dat iemand gedoop is in die Heilige Gees, en dis die brand om 'n getuie te wees. Nie die wonders wat volg nie. Die wonders wat volg is great, maar julle sal krag ontvang en my getuie wees. Nie julle sal krag ontvang en julle sal wonders en tekens doen nie. Dis daai brand om 'n getuie te wees, of vir my sê hierdie persoon, die Here is in hom. Hoekom? Want dit is wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees se primêre taak is om te getuig van Jesus. Dis hoekom Jesus sê, daar's geen groot, daar alle sonde kan vergewe word, behalwe hierdie een. En dis die sondig teen die Heilige Gees. Om te sê, want wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees getuig van Jesus. So om te sê die Heilige Gees jok, is om te sê, Jesus is nie God nie. So wat is die onvergeefbare sonde? Om Jesus nie aan te neem nie. Om te sê, Jesus, jy is nie koning nie. Dis wat die onvergeefbare sonde is. Ek moedig jy nie aan om nie te luister vir die Heilige Gees nie, maar dis nie waarvan dit praat nie. Dit praat van jy wat sê, Jesus, jy is nie koning nie. Ek gaan nie volg nie. Dit is 'n onvergeefbare sonde. Die res kan alles vergewe word. En die Heilige Gees se primêre doel is om te getuig van hom, en dis hoekom wanneer hy in ons is, as hy brand in ons, Erik, ek maar vorentoe kom asseblief, Ben, as hy brand in ons, om te getuig van hom. En in daai selfde asem wil ek jou dan ook nooi na hierdie volgende kursus toe, om vir siekes te bid. Sê daar 'n geruimpie aan dit nie. Ek leer jou, soos ek het nie 'n seker, ek het 'n semi-tipe rympie, maar dis vir myself. Maar daar's 'n paar skrifte wat ons gaan vasmaak in hierdie kursus, want ons dis nie 'n formule nie. Gooi dit bymekaar, en poef, dan is die persoon genees nie. Maar hoe om daai skrifgefundeerde selfvertroue by jou vas te maak, om die vrymoedigheid te hê om vir iemand te bid wat die genesing nodig het, om 'n skrifgefundeerde fondasie te hê, om die vrymoedigheid te hê wanneer iemand ly aan verdrukking en demoniese bevryding. En as ek sê demoniese bevryding, klink dit baie ekstreem, en ons gaan, weet jy wat se flieks julle almal kyk nie, Conjuring, waar die mense rondgegooi word. Ek kan glad nie daai goed kyk nie, en ek raai ook niemand aan om dit te kyk nie, maar dit is so swak en verkeerde, perverse uitbeelding van die krag van God. Die arme priester kom maar in, en daai ding gooi daai priester so rond dat hy nie weet hoe hy dit het nie. En as jy nie sy naam ken nie, dan het jy nie krag oor hom. Dit is alles klomp nonsens. Dis die wêreld wat dit uitbeeld. Ek gaan vir jou wys dat Jesus het dit oorwin. Hy het krag oor dit, hy het mag oor dit. As jy in dit stap, is jy vry van dit, en jy kan daai vryheid vir iemand anders ook gee. Maar in daai selfde asem wil ek vir jou sê, dit is nie net so ekstreem soos iemand wat rondgegooi word. As ons dink aan demoniese bevryding, spring ons baie keer na hierdie supernatural goed toe. Depressie, angs, baie goeders is alles demonies geïnspireerd. Ergens waar iets gebeur het in jou lewe, en jy het ingegee tot daai vrees. Jy het ingegee, gewoonte-sonde. Alles van daai is demonies geïnspireerd. En ons kan bevryding kry vir dit, en dit is dan ons plig met ons mooi voete, om dan daai, met my voete kykie, om daai plig, om daai boodskap vol van die Heilige Gees in ons nuwe lewe te gaan verkondig. So ek wil vir dat almal sal staan asseblief. En of jy nou alreeds gedoop is in die Heilige Gees, en of jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, of jy nou al wonderwerke gesien het, wil ek nog steeds sê, jy moet die volgende agter my aanbid, want julle wat reeds gedoop is, mag jy gevul word in die oggend opnuut. Jy wat nog nie gedoop is in die Heilige Gees, mag jy vir die eerste keer gedoop word in die Heilige Gees. Mag sy wonders en tekens jou volg, soos wat jy sy woord vat en sy opdrag vat, en gaan getuig van hom. Want dit is ons deel, dit is 'n belofte gemaak aan ons. Mag jy vanoggend wat nog nie vryheid geproe het nie, mag vryheid vandag jou deel wees. Paulus skryf dat ons word geseël met die Heilige Gees. Sy seël is op ons. Dis hoekom die verlore seun toe terugkom, toe kry hy 'n ring met die familie seël op.
Want jy is sy familie. Jy word geseël vanoggend met die Heilige Gees. Om te kan gaan take en werke verrig as 'n verteenwoordiger van die koninkryk. Jy is nie van hier nie. Dit klink eintlik, ek is nie van hier nie. Jy is nie van hier nie. As jy Jesus aangeneem het, is jy nie van hier nie. Jy is dalk nou hierso, vir 'n tydperk. Prys die Here, jy is hierso. Vir ander mense, nie vir jou nie. Mag dit mense se voorreg wees, na hierdie dag, nog meer, om met julle paaie te kruis. Mag mense se lewe na vanoggend verryk word, omdat hulle met julle paaie gekruis het, as gevolg van God in julle, en wat hy in julle doen, en hoe julle sy koninkryk soek. So steek sommer net julle hande op, en dan bid jy die volgende agter my aan. Here Jesus, doop my vanoggend met u Heilige Gees. Kom vul my opnuut. Gee my u krag, sodat ek kan getuig van u. Here Jesus, mag u wonders en tekens my volg, en kom manifesteer dit deur my, soos nuttig. Dankie dat deur my hande siekes sal genees, en hulle wat op verdruk is, sal vrygelaat word. Hulle wat wysheid nodig het, sal deur my woorde wysheid ontvang. In Jesus naam. Ek gaan sommer net vir julle bid. Ja, Here, dankie net dat ek kan ja en amen op elke persoon hier so vanoggend, Here. Here, ek bid dat u Gees nou oor hulle sal kom, Here. U doop hulle met die Heilige Gees. Here, ek bid vir 'n nuwe, groter vuur en dryf in elkeen van ons, Here, om oral waar ons gaan te getuig van u. En Here, mag u goedheid, u guns en u wonders en tekens elkeen wat hier staan, soos wat hulle gebid het, hulle volg, Here. Here, mag daar waar elkeen van ons voete sit, mag ons dit inneem vir u koninkryk. Mag ons die grenslyne skuif, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel, so ook in Wellington. Soos in die hemel, so ook in elkeen se lewe hier. In Jesus naam. Amen. Voor ons gaan in aanbidding, in afsluitend dit, wil ek net die volgende gedagte by jou los, is, God se plan vir mens het nooit verander nie. Adam en Eva se plig was om die tuin uit te brei. As jy, die hele aarde was nie die tuin nie, anders waantoe het hulle uitgejaag. Die plig van Adam en Eva was om die tuin wat God perfek gemaak het, uit te brei. Gaan en bewerk dit. En ons weet, hulle het dit verkeerd gekry. Hulle het vir die duiwel geluister. Nou, ons opdrag is nog presies dieselfde. Jy het die koninkryk nou in jou. Jy het die tuin in jou. Jy het sy Gees in jou. Dis ons verantwoordelikheid om daai koninkryk wat in ons te bewerk en uit te brei, waar ons ook gaan. Jesus, U is koning. Here, ons stel ons kruis op en ons volg U. Dankie dat U ons nie as wees agtergelaat het nie, maar dat U vir ons die Gees gestuur het. Here, dankie, soos wat U opgekom het, gaan U ook weer terugkom. Here, dankie dat in U is daar die volheid van oorwinning. Dood, waar is jou angel? Hy is magteloos. Alle mag, alle autoriteit behoort aan U, Jesus. U het die finale sê, U het die finale gesag. Here, wat 'n veilige vesting vind ons onder U vlerke.
U wat die heelal in u hand vashou. Almagtige, soewereine, alomteenwoordige God. Die een wat is, was en altyd sal wees. U het nie 'n begin nie, u het nie 'n einde nie. U wat alles onderhou. U wat onafhanklik is van alles en almal. U is die lewe. U is die opstanding. U is ons vrede, ons vreugde. Jesus. Here, ek bid vir die gawe van geloof oor elkeen hier. Mag ons glo soos daai voorman oor 100. Mag ons u gesag verstaan. In Jesus naam.